So wat gebeur? Is hierdie belofte van Vader Abraham, wat te doen gaan hê met die besnydenis, wat deel van die 613 wette van Moses gaan word. Gaan op 'n tyd kom, soos dit gebeur het 2000 jaar gelede, wanneer die hoëpriesterlike bediening vervang gaan word. Ek wil sê die tydelike hoëpriesterlike bediening, na 1000 jaar, nadat Israel uit Egipte getrek het, na hulle 430 jaar in ballingskap was, waar Jahwe dit dan tot 'n einde bring. Deur die genadebloed van sy seun Jahwe, wat vir ons die hoëpriester gaan word. Halleluja. Die teken van die besnydenis, Genesis 17 vers 10 tot 13. Dit is my Jahwe Almagtigse verbond, wat julle Abraham moet hou tussen my en julle. Hy praat van die wat gaan kom. En jou nageslag na jou. Wie gaan hulle wees? Naamlik die volk van Israel. Van geslag tot geslag. Luister nou wat sê hy hierso. Kom ons lees weer vers 10. Wat sê hy? Dit is my Jahwe Almagtigse verbond. Kan jy 'n verbond breek? Nee. 'n Verbond is om vir ewig te hou. Onthou dit. Dit is my Jahwe Almagtigse verbond, wat julle Abraham, dis sy nageslagte, moet hou tussen my, dis Jahwe, en julle, en jou nageslagte na jou, naamlik die volk van Israel, van geslag tot geslag. Nou wat is die teken van die verbond? Vers 11. Julle moet aan die vlees, dis die vooruit, dis die geslagsdeel. Ek gaan dit in Afrikaans sê, die penis. Ons verstaan, dit is mos nie dom nie. Kindertjies staan in graad 2, graad 3 en hulle het al seksonderrig en al die goed, want ons nie praat oor geslagsdele nie. Nee, ons moet in sirkels praat, nou die kinders is net nie hoor nie. Maar hy kind is net so groot, dan weet hy meer as wat jy en ek weet. Hulle het handboekies waar wit met swart gemeenskap het en julle moet aan die vlees, vers 11, julle, dis nou die Abraham se nageslag. Is Abraham en sy nageslag. Julle moet aan die vlees, ons weet nou waar, van julle voorhuide, ons weet wat 'n stuk vleis is dit, besny word. En dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Wat? Die besnydenis. En wat van die vrouens? Ek vra sommer hierso. Wat van die vrouens? Jy kan nie 'n vrou aan haar seksuele geslagsdele besny nie. Want dit is nie van so 'n aard dat daar plek is om te besny nie. Verstaan jy wat ek sê? So die vrouens het buitekant die verbond gestaan. Die vrouens van Abraham af, van Sara af, het buitekant die belofte van die verbond gestaan. Die vrouens het buitekant die seëninge gestaan, wat oor die man sou wees, net omdat hulle besny kon word. Hoe is die vrou gered volgens die Ou Testament? Weet jy? Wel, as jy een van my studente is, in die eerste jaar sal jy al reeds weet, want dis werk wat ons in die eerste jaar hanteer. Die vrou was gered op grond van die man se stand, volgens die belofte van Abraham, en volgens die beloftes, of volgens die 613 wette van Moses. So die heiliger die man was, die heiliger die vrou. Maar sy kon niks doen nie.
Die vrou was, en ek gaan nou 'n Engelse woord moet gebruik, Tannie maak jou ore toe. Die vrou was 'n objek. Die vrou was 'n seksuele objek wat gebruik is vir haar man se plesier. Sy moes kleintjies hê en sy moet die huis skoonmaak en sy moes die kamele melk en sy moes die dinge doen. En haar man gelukkig hou. En daarom het Sarah ook vir Abraham gesê, nie my Heer nie, soos in die 33 Afrikaans nie. Want Heer het 'n ander betekenis met die vertalings. My meester. Sy het hom aangespreek soos 'n slaaf. My meester, nie my Heer nie. Heer het eers is 'n Lord. Lord het eers in die 13de eeu sy betekenis gekry. En Heer en Here eers baie later. Here beteken Baal. Want op die mans en vrouens se tolle se deur staan dames en Here. So God se naam staan op die tolle se deur. Dis nou terloops vir u wat nuwe kykers is, maar gou gewoon nota. Hosea 2 vers 15 en 16. Die ander weet dit, die Javiste weet dit nou. Maar die nuwe mense, Hosea 2 vers 15 en 16 sê, jy sal my nie langer noem my Here nie, H-E-R-E als hoofletters nie, maar my man, my Baal. By wat? Wat beteken Here? Baal. Vers 16 sê, dan verwyder ek, dis Jahwe Almagtig, die name van die Baals, die afgode, uit julle, dis Israel, se midde. Moeilik is dit? Is nie moeilik nie. Net staan en lees wat in die Bybel sê.